U naam te kan vergader. Nie weer daar soveel plekke waar elke een wat hier sit kon gewees het vanaand weer op 'n Vrydag. Maar die Here het verkies om na U woord te kom luister. Maar Vader, ek vra U seën oor hierdie diens vanaand. Ek vra dat elkeen onder my stem se gedagtes gefokus sal wees. Laat nie af sal dwaal met goedes wat nie nou van belang is. Maar Vader, ek vra dat U die prediker sal wees. Dat ek net sê wat U vir ons wil hê ons moet weet, Vader. Ek is net die lippe van klei. Maar Vader, wees ook met elkeen wat hier is vanaand. Staan by elkeen vanaand stil, Abba Vader. U ken ons diep in ons harte. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Amen. 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 Ja, nee, van die paplepels af. Alright, soos Askie? Die Bybel sê dat Dit met liefhet, as jy hom liefhet, slaap hom. Nie breek hom nie, slaap hom. As dit beskil. Soos julle weet, ons sing 'n liedjie. En na ons 'n liedjie gesing het, dan praat ons weer 'n bietjie en dan sing ons weer 'n bietjie en dan so gaan dit. Nee. Ek wil net was my voorsanger nou, hè. Sê dit nou weer. Ja. Ons sê. Want as jy reg met is ons op die lug, kan ons maar begin. Okay, amen. Almal kan vir ons 'n bietjie staan, dan sing ons gou eenetjie. Dis net so draai hierdie ding voor. Is daar iemand wat vir ons 'n bietjie kan getuig? Annie, asseblief. Goeienaand almal, my naam is Yvonne. Ek het vanoggend staan ek met my wasmasjien en my bediende is op verlof, né? So nou was ek was vir die eerste keer in 'n week, is net ek en Jackie. So daar's nie baie was goed nie. En die spinne werk nie. En ek staan maar voor die wasmasjien en ek sit my hande so op die wasmasjien en ek sê, ag Here, hoekom nou vandag? Ek is so goed gunstig vir almal. Met my bediende se dogter sit sonder krag, soos ek al was met my kom was. So ek help almal, ek. En ek
ek hou die wasmasjien so vas en dit kom net by my, die Here sê vir my, ek weet nie hoe praat die Here met julle nie, maar met my is daar net 'n gedagte, daar's te veel ek in jou. Weet jy nou, maar gryp al wasmasjien en ek bid. My spinne het gewerk, my bondel was geklaar gewas. So, ou moet oppas, ons het baie ek in ons. Ek sê nie almal nie, maar ek het vanmôre agtergekom agter 'n wasmasjien, agter 'n bondel vuil wasmasjien. Ek wou dit nie praat. Ja nee, daai is baie keer die geval, daar's te veel ek in die hele grappie en dis hoekom dinge loop soos dit loop. Want daar's te veel ek in die storie. En te min hom in die storie. Amen, dankie dat Tannie gedeel het. Nog iemand? Niemand. Kyk, ek het dit al gesê, maar miskien het nie almal dit al gehoor nie. Kyk, as jy nou getuig, wie weet wat is 'n review, daar op Google en daai plekke, review. Jy al gaan reviews kyk. As jy 'n gastehuis wil boek, dan kyk jy onder wat sê die reviews. Hoe is die plek? Is dit 'n wool? Hoe lyk die ding? Is daar darm 'n aircon? Ja, net nou soek ons 'n warm komberg. Is daar darm 'n warm komberg? En daarvolgens maak jy mos nou jou besluit of wil ek gebruik maak van die ou se dienste. Nou as jy 'n getuienis bring, dan is jy 'n review vir vir dit wat die Here vir jou gedoen het, kan daai ou sê, my magtig, as die Here dit vir hom kan doen, want die Here is nie 'n aannemer van persoon nie, wat hy vir my doen, kan hy vir jou doen, en andersom ook. So as jy 'n getuienis bring, dan versterk jy, eintlik profeteer jy. Jy spreek oor daai ou se lewe, luister, dit kan met jou ook gebeur. Amen? Amen. Daar's niemand soos Jesus nie. Ons het dit nou gesê. Dit is Jesus. Hy is die Alfa en die Omega, die begin, die einde. Die blinkmôre ster. Daar's niemand wat jou beter ken. Ken jy jouself soos God vir jou ken. Hy ken jou hartsbegeertes en jou bekommernisse. En alles waaroor jy bekommerd is. Kom ons sing dit. Kom ons sing dit. As niemand soos hy. Okay, nou gaan ons net bietjie staan. En dan gaan ons net bly staan. Ek weet nie. Dis nie. So nou is dit gesê.
Die Here is goed vir ons, né? Sê 'n bietjie vir die ou daar langs jou, die Here like jou. Hy like jou net soos jy is. Here like jou soos jy is. Maar hy like jou te veel om jou te los net soos jy is. Amen. Dis Pinkster, né? Dis Pinkster. Lekker Pinksterweek. Ons gaan volgende week 'n goeie Pinksterweek hier daar by die AGS kerk. Ja, julle moet kyk of julle dit kan maak. Elke aand, hoe laat 6:00? 6:30 daar by die AGS kerk. Net Sondag wat 6:00. Ja, Sondag. Ja, so, kyk of julle daar kan uitkom. Kom ons sing Dis Pinkster. Dis Pinkster. Ag asseblief, as daar iemand is wat 'n band ken wat vir ons kan kom met 'n band, dat ons bietjie wegdoen met hierdie multimedia. Hier, dit gaan ons nou groot lekker wees. Terwyl ons hierdie lied sing, dink daaraan
Wat se hoe geseënd is ons vandag om die Heilige Gees te kan hê. Fill us with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. So welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. You're the living water, a never-drying fountain, comforter and my counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. You're the living water, a never-drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence.
Sitplekke neem. Okay. Well, ek moet ietsie opsit. What's up? Okay, hy sal sien maar dit is iets gebeur. Want ons so, daar sê, dat het gebeur. Ek het 'n mooi prentjie gebring. Ja. Daar werk dit. Jy almal daar sien wat daar gebeur. Ja. Okay. Gaan jy gou wat kom lees hierso? Ja? Okay. A pollen fly laid an egg inside the ant's body. The larva crawled upward, feeding from within, avoiding vital organs to keep the ant moving. Then he reaches the neck, ate through the muscles, and detached the head. The larva now lives inside the skull in the hollow shell and protected by what it destroyed. So, die wurm het die muur gaan vernietig. Want dieselfde muur gee vir hom 'n vesting.
gee vir hom 'n beskutting. En toe ek dit sien, toe sê ek, wag, ek moet dit darm nou so 'n bietjie nader bring. Ek moet dit so 'n bietjie huis toe bring. Met hoeveel keer beskerm ons juis dit wat ons besig is om te vernietig? Hoeveel keer koester ons verkeerde goed wat absoluut geen bydrae tot ons lewe het nie? Ons het te doen gehad so rukkie terug met 'n vroutjie. Ag, sy is tog so maar ou vroutjie. Ek dink die hond sal haar omspring. Haar seun is 'n bietjie gewelddadig geraak en hy voeteraar, mishandelaar en ek weet nie wat doen hy alles nie, maar ja. En ons het die vrou gesê, man, sê net, die wet is daar, ons kan hom interdikt kry teen hom, ons kan hom laat arresteer, en ek is seker ons kan 'n bietjie woordjies laat val hier by 'n paar manne wat kan gaan 'n draaitjie maak, so daar's opsies. Maar jy sê net. En sy deel dit haar seentjie beskerm, sy verskoningies. Ja, maar dit en ja, maar dit en dis omdat hy sonder 'n pa groot geword het en sy beskerm die ding wat vir haar besig is om haar dood te maak. Ja. En ag ons sê dit onder die bloed dat dit nie gebeur nie, maar die kans dat dit gaan gebeur is goed. Of sy ernstig beseer gaan word. Ek meen sy sal klaar nie liggaamlik beseer wat ons van weet nie, maar psigies is sy eintlik al klaar verwees. So daai seën het haar einde beteken. Maar sy sal hom beskerm tot wanneer dit te laat is. So wat beskerm jy vandag? Wat is daar wat jy voor 'n vesting bied in jou lewe? Ek meeste van ons het maar 'n sonnetjie wat ons mos maar. Hoe kan ek sê regverdig? Jy weet ek vat net so bietjie. Ek vat net saam met my kos 'n ou wyntjie. Ek rook net so as ek 'n wyntjie vat. Nou waarvoor vat jy nou wyn nie eet? Hoekom is jy so aggressief? Want my pa was so. Jy sê met my pa uit. Wat beskerm? Wat koester jy? Die ander goed wat ons so lief is om te koester is onvergewensgesindheid. Ek sal hom nie vergewe. Want dan gaan hy mos nou wegkom daarmee. Ek gaan hom nie vergewe nie, maar ek sal hom nooit nie. Jy gee hom 'n mooi shelter om te bly. En hy betaal nie eens hier nie. En hy is besig om jou op te voed. Maar nou gaan jy dan vir my sê, nou maar, ja nou, wat is nou van die genade geword? Is dat toch nou nie genade vir ons? Ja, daar is vir ons genade. En die genade is daar vir die wedergebore kinders van God. Want jy sien, as jy sy kind is, dan gaan hierdie goedjies wat vir jou plaag, gaan hy vir jou help met so. Ek het al die voorbeeld gebruik, ek wil nou nie, want ek weet nie, ek is lus om die ouens uit te roep, maar ek sal nie. Ek het een man hier laat staan en sê, jy verteenwoordig vir Jesus, en die ander hierso, jy verteenwoordig sonde. En jy is permanent besig met die sonde, en die weer van hom al wegkom. En as gaan fokus jy net op Jesus, dan gaan jy outomaties weg van die sonde. Maar nou al wat ons kan dink, elke dag as ons wakker word, sê, as ek nou net hierdie ou twakkie kan los. Vergeet van die twak, dink aan Jesus. Want as jy by Jesus bly, dan gaan die twak in elk geval nie meer lank saam met jou kan bly. Amen. Amen. Is jy kind op verslaaf? Is jy kind op verslaaf? Daar is sekere vereistes om 'n kind te wees. En Handelinge 2 vers 38 skryf hom vir ons mooi en hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So daar is 'n sekere vereiste. Jy kan 'n kind van God wees, maar jy moet jou wil
en in God se wil onderwerp. Die woord sê, jy kan nie twee heres dien nie. Jy kan nie wydsbeen loop nie, die pad gaan so. Jy kan nie. Sodra jy tot die gevolgtrekking gekom het, dat God is nie jou baas nie, maar hy is jou pa. Dan is jy 'n seun, dan is jy 'n dogter. Maar sodra jy, of solank jy vir God aanskou as die baas wat net bakla uitdeel en hy wil net vir ons sê wat ons moet en sal, anders te gaan ons in die hel brand, dan is jy nog 'n slaaf. Sodra jy tot die besef kom dat God is ons pa, dan is jy eers 'n kind. Want jy sien, ons moet, nie omdat ons hou op met sonde pleeg, nie omdat ons nie meer mag nie, maar omdat ons nie meer wil nie. Want as jy mos nou kind is, dan wil jy mos net die wil van jou Vader doen. Jy moet nie, jy wil nie. As jy kind is, geëindig erf, maar 'n slaaf erf nie. As jy dan gehoor 'n slaaf erf, amper sê, maar slaaf kan nie erf nie. Slaaf kan erf, net 'n kind kan erf. So ons moet tot wedergeboorte kom. Ek wil gou vir julle 'n stukkie lees, wat ek het gesien waar is met op. Uit Johannes 3 vers 3 uit, ek weet nie van julle wat die Bybel daarvoor net gekyk het of wat daarom reg lees. Johannes 3 vers 3 tot 5. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. En baie mense sal nou sê, maar wat is nou weergebore? Selfs Nikodemus, wat 'n skrifgeleerde was, hy was, wat kan ons vergelyk? Hy was soos 'n oudste, 'n ouderling. Het hy links voorgesit. En hy het nie eens geweet wat wedergeboorte. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. So water beteken ons moet gedoop word, en in gees, jy moet in gees bely dat Jesus is die seun van God en dat God daar is en nie net sê nie, maar in jou gees dit bely. Amen. Amen. Nou is nou 'n gevaarlike stelling wat ek nou gaan maak. Ek gaan nou my kop weer by nes en trek, maar iemand moet dit hoor. Wie van julle weet dat as 'n kind sterf, waar's Jan? As 'n kind sterf, hy gaan hemel toe, né? Hoekom? Want hy kan nog nie besluit tussen reg en verkeerd nie. So die Vader gaan hom ons nou nie kwaadlik neem, omdat hy nog nie besluit het nie, want hy kan nie besluit nie, hy weet nie selfs wat sy naam is. So, hy gaan stryd hê. Maar, as ons op 'n sekere ouderdom kom, en nie almal is dieselfde nie, met baie kinders, is dit 8, hy is eers 12, waar hy kan onderskei tussen reg en verkeerd. 12 of 13, ek meen hulle is nou al 26, dan sal hulle nog op skool, maar okay. Kom ons gebruik nie die skool nie. Dan kom 'n ouderdom, wat daai kind kan dink en besluit. Wat is reg en verkeerd? Wat dan? Want jy sien, hoeveel van ons beskerm die ou kindjie? Ja, hy ook nou weg. Wie beskerm sy ou wurmpie? Hy bly by die huis, want ag, hy word so moeg om so lank te sit. Hy kan tog, hy wil net bietjie lê, hy's moeg. Waarom is jy dit? So ek sê nie al die ouderdom is dieselfde van die kinders nie, party kan 0 of 9, ander eers op 12, 13.
Maar hy kind sal moet tot bekering kom. Hy sal moet tot wedergeboorte kom. Want sou daai kind op een of ander manier tot sterwe kom en dit gebeur, kinders gaan op dood. Gaan hy help? As hy op die ouderdom gekom het, waar hy kan besluit, en hy het nie tot bekering gekom het, nie gaan hy het nie maak. So klap hier wie beskerm, of wat beskerm. Ek is besig om af te sluit. Keer jy partykeer dat jou kinders nie pak slaap kry. En nou praat ek nie net van pak slaap nie. Sê jy partykeer iets wat jou kind gedoen het, nee, dit was ek. Nee, ek het dit gedoen. Vat jy die punch vir jou kind. Want dan keer jy sy pak slaap. Dan vat jy sy pak slaap op. Die beskerming. Kyk maar, daar is hoop. Daar is hoop. Sy naam is Jesus. Hy is ons redder, verlosser, vertrooster, bevryder, maar soms ook die besnyder van hom. Soms moet hy so 'n bietjie die goedes afsny wat nie daar moet wees nie. Ek het nou onlangs eers tot die besef gekom wat my pastoor lankal vir my gesê het. Hy sê, voor jy iemand help, gaan bid jy stil. Want as 'n ding by my kom en sê ek soek R2 van brood, ek sê, waar koop jy brood vir R2? Maar ook hier is jou R2. Geef op. Maar wie sê vir jou, God is nie besig met daai persoon in sy loutering proses nie. So nou verleng jy net sy proses. En ek het dit ondervind in my persoonlike lewe met iemand. En ek het een gehelp en nie die ander een gehelp nie. En dit werk nou presies pragtig so. Van die volgende Sondag is daar in die kerk. Sou ek hom gehelp en so in die kerk toe gaan. En ongelukkig is ons nog so dat ons moet eers bloei vir ons luister. Ons wil eers hê daai wurm moet vir ons vernietig voor ons gaan hulp soek om daai wurm so aan te raak. Gelukkig hulle sê, of nie gelukkig, ongelukkig sê hulle, as jy dom is met julle. Ja. Dit is ongelukkig so. So ek wil dit by julle los vanaand. Wie beskerm jy? Vir wat bied jy 'n vesting? Die ding wat jy opvreet? Of hy wat heel maak, gesond maak, weer bou, want hierdie ander goedjies kan nie bou nie, hulle breek net af. Hulle sit jou net elke keer in 'n slegter posisie as waar jy begin het. Maar tog elke keer dink jy dat om een of ander rede gaan ek dieselfde pad vat, maar ek gaan op 'n ander dorp uitkom. As jy mos nou weet, dieselfde pad gaan jy by dieselfde plek uitkom. Kom ons kies 'n bietjie ander paaie. Kom ons verwyder die ding wat besig is om ons te vernietig uit ons lewe uit. En ons nooi die een in wat verandering bring. Amen. Amen. Ek wil 'n beroep doen. As daar iemand is, ek glo almal van julle is wedergebore. Het die Here al aangeneem in gees en in waarheid. Maar as iemand van julle nog nie seker is nie, en julle verstaan nie nog nie lekker, wat is nou die verskil tussen bekeer en wedergebore? Kom praat met ons. Kom dat ons saam met julle bid en saam met jou pad loop. Maar vir die res, ek weet, die pad is baie keer ongelyk. Maar kom ons doen die moontlike en vir my goed is wat besig is om ons lewe te verteer. En ons kry die goeie goed. Want hoe meer van die goeie goed jy inkry, hoe verder gaan jy weg van die slegte goed. Maar as jy fokus op die slegte goed, dan draai jy rug op die goeie. Amen. Ek
Ek sluit af. Dit sal iemand wat dalk vir ons